Vir baie van ons klink die perseptuele terme soos 'n vreemde taal en dit maak jou as ouer bekommerd as jy nie seker is hoe om jou kind te ondersteun nie. Ons gaan saam in hierdie onderwerp delf en praktiese raad deel om jou te help sodat jy met gemak jou kind kan ondersteun. Subscribe, like en share hierdie video. Gaan loer ook na al die ander video's in hierdie reeks. Dit gaan jou as ouer baie help. Vrywaring. Ek is nie 'n mediese kenner of terapeut nie, net 'n juffrou wat jou as ouer wil toerus om jou kind by te staan. Sensoriese prosesseringsdisfunksie. Dit verwys na probleme met die verwerking van sensoriese inligting soos sien, hoor en voel. Moontlike uitvalle, oorreaksie op ligte, klank of aanraking, ontwrigting in 'n omgewing met baie stimuli, vind dit moeilik om fynmotoriese vaardighede uit te voer soos skryf of knip, 'n voorkeur vir spesifieke teksture of voedsel, onvermoë om aandag te gee in 'n omgewing met baie dinge wat gebeur. Voorgestelde aktiwiteite skep 'n rustige en gestruktureerde omgewing vir jou kind. Bied sensoriese speelgoed soos klei, sakkies gevul met rys en oppervlaktes met teksture. Leer vir jou kind asemhalings- en ontspanningstegnieke aan. Speel aktiwiteite wat die fynmotoriese vaardighede bevorder, soos legkaarte of blokkies. Praat met jou kind se onderwyser of 'n terapeut indien jy 'n ernstige bekommernis het oor hulle sensoriese verwerking. Tasdefensiwiteit. Dit verwys na die sensitiwiteit teenoor aanraking en die reaksie daarop. Moontlike uitvalle. Vermy aanraking of reageer oormatig sensitief op aanraking. Slaap onrustig, veral wanneer bedek met komberse of lakens. Weier om sekere teksture aan te raak of te eet. Vertoon oorweldigende reaksie op fisieke aanraking of hardhandige speel. Weier om deel te neem aan speletjies wat fisieke aanraking vereis. Voorgestelde aktiwiteite. Speel met verskillende teksture soos slijmerige stowwe en sagte lappe. Skep 'n kalmerende aanraakritueel voor slaaptyd binne perke. Moedig 'n ontspanne aanraking aan tydens speel. Integreer massering in daaglikse aktiwiteite soos na 'n bad of voor slaaptyd, veral by babas. Stel 'n oppervlakte saam met 'n verskeidenheid taktiele materiaal vir ontdekking. Sensoriese integrasie. Hierdie vaardigheid is oor hoe goed 'n kind hul sintuie kan gebruik om die wêreld rondom hulle te verstaan en te reageer. Moontlike uitvalle, oor- of ondersensitiwiteit vir aanraking, klank of lig, probleme met koördinasie en balans, weier om nuwe voedsel te probeer vanweë sensoriese oorlading, moeilikheid om stil te sit of te fokus weens 'n oorlading van sensoriese inligting, onvoldoende begrip van ruimtelike konsepte. Voorgestelde aktiwiteite. Voorsien 'n verskeidenheid sensoriese speelgoed en materiaal soos klei, sand en water. Speel aktiwiteite wat balans en koördinasie bevorder, soos dans of fietsry. Skep 'n kalm, rustige omgewing vir hulle om te speel wanneer hulle oorlaai voel. Doen eenvoudige sensoriese oefeninge soos voel en ruik met verskillende teksture. Integreer sensoriese elemente in hulle leerervarings soos kleurvolle prenteboeke of legkaarte. Onvermoë om reuke te erken. Jou kind vind dit moeilik om verskille tussen reuke wat sleg of lekker is te erken. Moontlike uitvalle. Jou kind erken nie reuke nie, geen reaksie op die reuk van kosse of blomme nie. Jou kind vra herhaaldelik, "Wat ruik so?"
sonder om te identifiseer. Geen reaksie op onaangename reuke soos rook of skoonmaakmiddels nie. Jou kind ignoreer situasies waar reuke 'n belangrike rol speel, soos 'n braai of 'n kookles. Voorgestelde aktiwiteite speel 'n "wat ruik ek" speletjie waar kinders verskillende reuke moet identifiseer. Skep 'n tuin met aromatiese plante waar kinders kan ruik en identifiseer. Kook saam met jou kind en vra hulle om die bestanddele te ruik en te beskryf. Voer gesprekke oor die belangrikheid van reuke in alledaagse situasies. Moedig kinders aan om hul reukorgane te gebruik deur hulle objekte te gee wat verskillende reuke het. Klagtes oor reuke. Jy kom agter jou kind oorreageer vir sekere reuke of herken baie min reuke. Moontlike uitvalle. Jou kind kla dat hulle nie kan ruik wat jy ruik nie. Hulle verwar geure soos blomme en rook. Jou kind wys min belangstelling aan reuke wat hulle vroeër geniet het. Hulle vra gereeld of iets bedorwe is weens 'n vermoedelike gebrek aan reuk. Jou kind het 'n afkeer van omgewings met sterk reuke. Voorgestelde aktiwiteite. Stel 'n reukspeletjie saam van verskillende geure in die huis en laat jou kind dit beskryf. Moedig kinders aan om vars kruie te ruik. Gesels oor hoe reuke die smaak van kos beïnvloed en probeer dit saam. Skep 'n reukherinneringsboek waarin jou kind hulle gunsteling reuke kan aanteken. Beoefen reukgeheue deur kinders te vra om verskeie reuke te onthou en te identifiseer. Eetgewoontes. Reukpersepsie het 'n groot invloed op jou kind se eetgewoontes, wat hulle gesondheid en skolastiese vordering kan beïnvloed. Moontlike uitvalle. Jou kind toon 'n beperkte belangstelling in kosse en kies slegs 'n paar voorkeurkosse as gevolg van reuke. Hulle weier gereeld om nuwe kosse te probeer. Jou kind sukkel om die verskeidenheid geure in 'n maaltyd te waardeer. Hulle sê gereeld dat hulle nie honger is nie, selfs al is dit lankal na 'n maaltyd. Jou kind vertoon weerstand teenoor die geure van sekere voedselsoorte. Voorgestelde aktiwiteite. Skep 'n proeavontuur waar kinders verskillende kosse kan proe en die geure beskryf. Moedig jou kind aan om self kos te kies en te help hulle met die voorbereiding van etes. Praat oor die verskeidenheid van voedsel en hoe dit van land tot land verskil. Skep 'n prettige eetomgewing sonder druk om te eet wat hulle nie wil hê nie. Integreer gesonde, kleurvolle kosse in elke maaltyd om die visuele en geurende aantreklikheid te verhoog. Gebrek aan waarskuwingsgeure. Kinders erken nie geure wat verband hou met moontlike gevare nie. Moontlike uitvalle. Jou kind vertoon geen reaksie wanneer hy blootgestel word aan skerp of onaangename reuke nie. Hulle toon geen kennis van gevaarlike reuke soos brand of gas nie. Jou kind ignoreer reuke wat ander mense besorg maak. Hulle ervaar geen emosionele of fisiese reaksie op sterk reuke nie. Jou kind vertoon 'n gebrek aan sensitiwiteit vir omgewingsveranderinge soos reuk van rook of vuil lug. Voorgestelde aktiwiteite. Oefen die identifisering van verskillende brandgeure en die aksies wat geneem moet word in noodgevalle. Skep 'n gevaarlike reuke speletjie waar kinders moet reageer op verskillende scenario's. Leer kinders om verskynsels soos rook of gas te identifiseer en aksies te neem om hulle self te beskerm. Voer gereelde gesprekke oor veiligheid en die belangrikheid van die reukorgaan in die waarskuwing van gevaar. Moedig kinders aan om hul omgewing te monitor en enige ongewone reuke te rapporteer.
Sinusprobleme, dit is die konstante inflammasie en pyn van die sinusse, moontlike uitvalle. Jou kind kla gereeld oor hoofpyn of gesigspyn. Hulle ervaar aanhoudende toeneus of loopneus. Jou kind sukkel met gereelde keel- of oorprobleme. Hulle het moeite om te slaap as gevolg van asemhalingsprobleme. Jou kind praat soms nasaal of onduidelik. Voorgestelde aktiwiteite. Bevorder gesonde asemhalingspraktyke deur vir jou kind te leer hoe om rustig asem te haal. Leer jou kind om hul neus te blaas om 'n toeneus te verlig. Skep 'n kalm slaapomgewing met min stof. Leer jou kind om sy neus gereeld te spoel met 'n goeie kwaliteit soutsproei. Gaan sien 'n spesialis om vir jou kind mediese raad te bied. Sensitiwiteit vir smake. Oor- of ondersensitiwiteit vir sekere smake en weier om te eksperimenteer met die smake wat hulle 'n afkeer aan het. Moontlike uitvalle. Weier om sekere kosse te eet. Toon 'n sterk voorkeur vir slegs sekere soort kosse. Toon 'n negatiewe reaksie op nuwe smake. Sukkel om die verskil tussen smake te identifiseer. Weier om sekere medisyne te neem as gevolg van die smaak. Voorgestelde aktiwiteite. Laat jou kind verskeie smake ervaar deur 'n smaakspeletjie te speel met vrugte, groente en ander kosse. Kook saam met jou kind en moedig hom of haar aan om te proe en te eksperimenteer met verskillende speserye en bestanddele. Skep 'n speel-smaakavontuur deur 'n blinddoek te gebruik en verskeie kosse te proe. Praat oor die verskillende smake terwyl jy eet om die bewustheid van smake te verhoog. Moedig jou kind aan om 'n positiewe houding teenoor nuwe smake te ontwikkel deur lof en belonings te gee vir pogings om nuwe kosse te proe. Sensitiwiteit vir teksture. Grillerig vir sekere kosse se teksture. Vind dit ook baie moeilik om te eksperimenteer met kossoorte wat daardie teksture bevat. Moontlike uitvalle. Weier om sekere teksture van kosse te eet. Toon 'n afkeer vir taai of slijmerige kosse. Sukkel om die teksture van kosse te beskryf. Weier om sekere kosse te eet. Weier om aan sekere kosse te raak. Voorgestelde aktiwiteite. Skep 'n tafel met 'n verskeidenheid kossoorte waarin jou kind kan raak en daarmee speel. Speel met klei, slijm of deeg om die sensoriese ervaring van verskillende teksture te ervaar. Vul houertjies met verskillende teksture en laat jou kind geblinddoek word en daarna raai watter kossoorte voel hulle. Verf met verskillende teksture soos sponsies, kwaste of selfs hulle vingers om die sensitiewe aanraking te bevorder. Integreer tekstuur in daaglikse aktiwiteite deur jou kind te help met aktiwiteite soos tuinmaak of kook waar hulle verskeie teksture kan ervaar. Probleme met uitspraak. Jou kind praat onduidelik oor die algemeen of hulle sukkel om sekere klanke of klankkombinasies korrek uit te spreek. Moontlike uitvalle. Verwarring tussen klanke soos die r en die l. Sukkel om sekere klanke na te boots of te produseer. Onduidelike of onverstaanbare spraak. Vind dit moeilik om lang woorde of sinne uit te spreek. Sukkel om nuwe woorde te leer en korrek uit te spreek. Voorgestelde aktiwiteite. Speel speletjies waar jou kind na die klanke moet luister en herhaal. Laat jou kind 'n speeltjie vashou en na sy eie mond kyk terwyl hy die klanke vorm. Lees boeke hardop en moedig jou kind aan
om die woorde na te boots en duidelik uit te spreek. Speel met klankkaarte waarop verskillende klanke geskryf is en moedig jou kind aan om die klanke na te boots. Praat gereeld met jou kind en moedig hulle aan om te kommunikeer, selfs al is die uitspraak nie perfek nie. Slukprobleme. Slukprobleme is gewoonlik as gevolg van 'n mediese probleem wat aangespreek kan word, of soms is dit omdat kinders nie die teksture of smake van kos aangenaam vind nie. Moontlike uitvalle. Sukkel om kos of vloeistowwe te sluk. Neem baie tyd om te eet of te drink. Sukkel om soliede kosse korrek te kou en voor te berei vir die slukproses. Het gereelde episodes van verstikking tydens ete of terwyl hulle ietsie drink. Toon 'n voorkeur vir vloeibare kosse bo soliede kosse. Voorgestelde aktiwiteite. Skep 'n kalm eetomgewing sonder afleidings om jou kind te help om op die taak van eet te fokus. Moedig jou kind aan om stadig en bedagsaam te eet en neem gereeld pauses om te kou en te sluk. Integreer voedsel met verskillende teksture in hulle dieet om hulle mondspiere sterk te maak. Leer jou kind om klein hoeveelhede kos te neem en goed te kou voor hulle sluk. Praat met 'n spraakterapeut indien jy ernstige slukprobleme opmerk om verdere ondersteuning te kry. Uitspraak van woorde. Wanneer jou kind sukkel met die uitspraak van sekere klanke, gaan hulle ook probleme ondervind met die uitspraak van woorde wat daardie klanke insluit. Moontlike uitvalle. Struikel met die regte uitspraak van sekere klanke. Probleme om langer woorde duidelik uit te spreek. Sukkel om verstaanbaar te praat. Moontlikheid van babataal. Sukkel om die regte individuele klanke korrek uit te spreek. Voorgestelde aktiwiteite. Speel klankspeletjies waar jou kind 'n klank moet naboots. Moedig hulle aan om na jou te luister en die klank na te maak. Lees boeke saam en benadruk die regte uitspraak. Herhaal woorde en moedig hulle aan om dit duidelik na te sê. Speel klankgeheuespeletjies waar hulle 'n klank aan die regte prent moet koppel. Of speel woordspeletjies waar hulle 'n prent aan die regte woord moet koppel. Selektiewe mutisme. Dit is 'n angstige toestand waar 'n kind selektief is oor wanneer en waar hulle praat. Dikwels veroorsaak deur angs of ongemak in sosiale situasies. Moontlike uitvalle. Weier om te praat in sekere sosiale omstandighede, soos by die skool. Beperkte verbale kommunikasie, selfs tuis. Gebrek aan oogkontak tydens kommunikasie. Vind dit moeilik om emosies of behoeftes te verbaliseer. Angs om aandag te trek of die middelpunt van belangstelling te wees. Voorgestelde aktiwiteite. Bou vertroue deur rustige en ondersteunende kommunikasie tuis. Stel sosiale interaksies in 'n veilige omgewing met vertroulike mense saam. Praat deur rolspel om selfvertroue te versterk. Gebruik prentjies of gebare om kommunikasie te fasiliteer. Moedig stapsgewyse blootstelling aan nuwe sosiale situasies aan. Moet nooit hierdie kinders forceer om te praat nie. Dit kan die situasie vererger. Spraakprobleme. Hierdie verwys na probleme by 'n kind om te praat, klanke te herken of duidelik te kommunikeer. Moontlike uitvalle. Stilte of baie praat.
Probleme met die uitspraak van woorde. Onvermoë om sinne te bou. Moontlike terugtrekking in sosiale situasies. Sukkel om nuwe woorde te leer. Voorgestelde aktiwiteite. Gesels gereeld met jou kind en moedig 'n gesprek aan. Sing saam met eenvoudige liedjies en rympies. Lees gereeld voor en vra jou kind om terug te vertel wat hy gehoor het. Speel rolspelspeletjies waar die kind verskillende karakters nadoen en praat. Stel 'n omgewing van liefdevolle kommunikasie en aanmoediging. Hakkel of ontvlotheid. Dit is wanneer jou kind vashak terwyl hy praat. Hy struikel oor sy eie woorde. Moontlike uitvalle. Herhaal woorde of dele van woorde dikwels. Sukkel om gedagtes duidelik te kommunikeer. Struikel oor spesifieke klanke. Voel selfbewus of geïntimideerd om te praat. Toon frustrasie wanneer ander hulle nie kan verstaan nie. Voorgestelde aktiwiteite. Moedig jou kind aan om stadig en duidelik te praat. Speel speletjies wat klanke en uitspraak oefen. Lees boeke saam en moedig jou kind aan om die woorde na te boots. Luister na musiek en sing saam om vloeiendheid te bevorder. Bied baie positiewe aanmoediging en ondersteuning. Stamel. Dit is die herhaling of verlenging van klank of woordeenhede wat kommunikasie kan onderbreek. Moontlike uitvalle. Herhaal klanke of woorde gereeld. Sukkel om die regte woorde te vind om gedagtes uit te druk. Ervaar spanning of angs wanneer hulle praat. Verminderde selfvertroue in hulle verbale kommunikasie. Struikel oor woorde wanneer hulle opgewonde of haastig is. Voorgestelde aktiwiteite. Moedig jou kind aan om stadig en rustig te praat. Speel speletjies wat die verbeelding aanmoedig en die druk op verbale kommunikasie verminder. Praat openlik oor enige vrese of sorg oor praat en moedig jou kind aan om dit te deel. Leer ontspanningstegnieke aan om spanning te verminder. Wees 'n geduldige luisteraar en gee jou kind die tyd om te praat sonder onderbreking. Gesplete verhemelte. 'n Gesplete verhemelte is 'n opening in die dak van die mond wat die verhemelte verdeel. Moontlike uitvalle. By geboorte sukkel jou kind om te suig, moontlike gehoorverlies. Spraakprobleme soos nasale stemklanke. Jou kind vind dit moeilik om te eet of te drink. Terugvloei van vloeistowwe deur die neus. Voorgestelde aktiwiteite. By geboorte kan bottelvoeding met 'n spesiale tuitbottel plaasvind. Luister na sagte klankspeletjies en geselsies. Gebruik speelgoed om die suigrefleks te stimuleer. Praat baie met jou kind en moedig klanknavolging aan. Gee sagte voedsel wanneer jou kind gereed is. 'n Gesplete verhemelte kan herstel wanneer die kind die regte ouderdom is en jou mediese spesialis gereed is om die operasie uit te voer. Tandpyn. Tandpyn is wanneer jou kind se tande seer is. Dit kan 'n ongemaklike en pynlike ervaring vir hulle wees en ook hulle spraak beïnvloed. Moontlike uitvalle. Weier om te eet of te drink. Huilerig of geïrriteerd. Slaapprobleme. Voorkoms van swelling of rooiheid rondom die mond. Weier om te praat. Voorgestelde aktiwiteite.
Gee vir jou kind 'n koue waslap of 'n koue stukkie kougom om te kou vir verligting. Gereelde tandeborsel en mondspoeling om die mondgesondheid te bevorder. Sorg vir 'n gesonde dieet met min suikerhoudende kosse en drankies. Praat met jou tandarts vir professionele behandeling en advies. Leer jou kind om saggies te kou en nie te hard om verder skade te voorkom. Oneweredige tande. Oneweredige tande beteken dat die tande van jou kind nie reguit of eweredig groei nie. Dit kan die funksie van hulle tande beïnvloed en so ook hulle spraak. Moontlike uitvalle. Probleme met byt en kou, moontlike spraakprobleme, onsekerheid om te lag of 'n glimlag te wys, 'n gevoel van selfbewussyn oor hulle voorkoms, moontlike ontwikkeling van tandprobleme soos tandvleisinfeksies. Voorgestelde aktiwiteite. Skakel jou kind se tandarts vir 'n evaluasie en 'n behandelingsplan. Moedig jou kind aan om hulle tandeborsel op die korrekte manier te gebruik. Gesonde eetgewoontes lei tot gesonde tande. Oefen die regte kou en eetgewoontes aan. Moedig jou kind aan om 'n mondbeskerming te dra indien nodig tydens aktiewe aktiwiteite. Ongesonde mond. 'n Ongesonde mond beteken dat jou kind se mond nie na wense is nie. Dit kan verskeie probleme veroorsaak, insluitend tandbederf, tandvleisprobleme, asook spraakprobleme. Moontlike uitvalle: 'n slegte asem, swelling of rooiheid in die mond, verlies van eetlus, slegte tandgesondheid soos tandbederf of tandvleisprobleme, pyn of ongemak in die mond, en dus wil jou kind glad nie praat nie. Voorgestelde aktiwiteite. Leer jou kind om gereeld hul tande op die regte manier te borsel en te vlos. Beperkte suikerhoudende kosse en drankies in hulle dieet. Moedig gereelde tandartsbesoeke aan vir 'n professionele evaluasie. Moedig jou kind aan om genoeg water te drink vir 'n gesonde mond. Leer vir jou kind om vroegtydig vir jou te sê as daar enige iets seer is in hulle mond, sodat hulle goeie mondhigiëne sowel as goeie spraakgewoontes kan aanleer. Dankie dat julle saam met my op hierdie reis van perseptuele terme en uitvalle gaan. Ons weet elke kind is uniek en ons kan almal saam leer en groei, terwyl ons hulle help om hulle potensiaal te bereik. Gaan kyk gerus na al die ander video's in hierdie reeks oor perseptuele terme en uitvalle. Sien jou in die volgende video.